Goeiedag aan almal, welkom by sessie 71 en ons is dan by vraag en antwoord 116 tot 119, dis Sondag 45. En die vraag is, waarom is die gebed vir Christene nodig? En dan kom die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En dan omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtiging sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. En dan die vraag, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En dan kom die antwoord, ten eerste moet ons alles, die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan vooruitmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Jesus Christus wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. En dan, wat het God ons beveel om van hom te bid? En dan kom die antwoord, alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, in die gebed wat hy aan ons geleer het. Ja. Mense sukkel met bid. Mense sukkel met bid. Kyk, ek het al baie vir die Here gesê, u ken my, en u weet dat as ek sommer net met mense moet sit en gesels, dan weet ek nie hoe nie. Ek is nie 'n ekstrovert nie, ek is 'n introvert, en enige gesprek is vir my spanning. So as ek nou op my knieë voor u gaan staan, dan weet ek skielik nie wat om te sê nie. Ja. Maar die punt is dat die gebed, het die Here Jesus self gesê, gaan nie oor die om God om te praat nie. Om hom te oortuig nie. Om hom te oortuig. Hy weet al klaar voor die tyd. Hy weet, voor jy nog vra, daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of u weet dit, Psalm 139. Maar het jy agtergekom, Skalk, hoe baie van ons gebede is van ons kant versoeke aan God, oor wat hy moet doen, maar oor wat ons nie wil doen nie. So, ons sê vir hom, wat ons dink ons wil doen, maar dan moet hy dit asseblief vir ons doen, maar ons gebede het dikwels nie daai oorgang, om te kan sê, Here, ek gaan probeer om dit te doen nie. Ja. Kyk, kom, ek wil net terugkom, ja, ons kan daaroor, moet ons ook gesels. Ek wil net terugkom na die punt, dat soos wat ons met die 10de gebod, het ons gepraat daaroor, dat 'n meganiese godsdiens, waar ons al die regte goed doen en sê, maar waar ons hart nie by betrokke is nie, wat nie 'n verhouding met die Here is nie, dat so godsdiens is dood, is leweloos. Dit gaan om 'n verhouding, en nou in 'n verhouding moet jy kan praat. En ek dink dis nou so, kyk, vir my as dominee al die jare was nuwe intrekkers besoeke 'n nagmerrie. Maar kyk, ek stap daar by die mense in, ek stel myself bekend en ek begin hulle uitvra, maar as hulle effens begin stil bly, wat moet jy dan dan weet ek nie wat om verder te sê nie. Ek het niks om met hulle oor te gesels nie. Maar by my vrou kan ek nou instap, en ek kan, as ek nou daar kom, en ek kan vir haar sê, joh, weet jy, hierdie plek waar ek my nou die dag gespier seer gemaak het, toe ek gehardloop het, wil my net nie los nie, die ding bly seer. Nee, dis nie, ek hoef nie te dink om dit te sê nie, ek deel dit net met haar. Uit jou verhouding uit, dis deel van ons verhouding. En sy is 'n ekstrovert, soos wat jy ook is. Ek bedoel, dis wonderlike mense om mee oor die weg te kom. So sy was dorp toe, en as sy terugkom, kry ek 'n halfuur lange verslag van hoe dit op die pad was, waar het sy geparkeer, wat het sy gekoop, en so meer. En jy kan nou sê, ek het dit nie nodig nie, maar ons verhouding het dit nodig. Sy is baie beter daarmee as ek. Ons verhouding het dit nodig, dat ons mondeling met mekaar goed deel. En dit het my, daardie besef het my jare terug al gehelp,
wat my gebedslewe betref. Ek is nooit op 'n gelyke vlak met die Here nie. Ek gril partykeer daarvoor as ek sidder daaroor as ek hoor hoe mense sommer hulle verhouding met die Here en sy grootheid trivialiseer. Ja. Ons staan altyd voor die oneindige, almagtige, groote God. Ja, met liefde kan ons vir hom sê Vader. Maar ek dink self sommer net papi is nie heeltemal die regte woord nie. Want die Hebreëse woordjie Abba was ook 'n respekvolle woordjie. As 'n kind vir sy pappa Abba gesê het, jy weet, dan het hy pappa gewees. Nou was dit nie pappa en ons nie. Dit was 'n respekvolle eerbetoon aan hom. Dit is 'n jou plek ken voor hom, want hy is tog die Here en ek, wat is ek? Ja. 'n nietige kolletjie stof hier op die aardbodem, maar hy het my lief. En hy stel regtig prys daarop dat ek met hom oor die goed praat wat hy reeds weet. En die interessante ding wat die katekismes hierso sê, waaraan mense partykeer 'n bietjie herkou, is die en hulle kop wil skud, is dat die Here gee nie die goed vir ons as ons nie vra nie. Hy gee vir my baie goed wat ek nie gevra het nie, maar ek het nie eers geweet ek moet dit vra of ek kan dit vra nie. Maar daar's goed wat die Here onder ons aandag bring, waaroor hy wil hê ons moet hom vra. Ons moet hom vra dat die Heilige Gees ons lewe sal oorneem. Ons moet dit vra. Hy bring dit onder ons aandag. Ons weet dit as ons die Bybel lees, dat dit God se begeerte vir ons is. Maar hy gee nie daardie oorneem van my lewe voordat ek nie dit vir hom van hom Maar vra. kan ek dink, skalk net gou wat jy sê, is ek dink as jy dit vra, nou wat is die verskil? Is dit weer meganies vra of nie vra nie? Ek dink die vra maak 'n openheid by jou oop om na daai gebed anders in jou hede in te gaan. Ek dink ook so. Jy verstaan wat ek sê, so hoekom vra? Vra bring by jou sensitiwiteit om dan iets te jou gaan sien wat jy sou gemis het as jy dit nie gevra het nie. Of as jy nie met daai verwagting in daai situasie ingestap het nie. So as ons dit nie doen nie, dan is daar nie by ons verwagtinge nie. Ja. Nee, jy is heeltemal reg wat dit betref. Natuurlik. Dit is beslis so. Maar daar's ook die faktor by en dit is dat die vraag daar's 'n ja, ek moet nou nie daai voorbeeld gebruik nie. Die vraag is 'n bevestiging van 'n intimiteit van 'n verhouding Wat jy op kan vertrou. Waarin ek vir myself, maar ook vir myself herinner, maar ook teenoor hom erkenning gee. Sonder u Here kan ek niks doen nie. As u dit nie gee nie, gaan ek dit nie hê nie. Ek weet nie toe ek in Pakistan was, toe was ons op 'n stadium, was ek saam met die pastore wat my opgepas het en in wie se huis ek gewoon het, en hulle 2 kindertjies, ek het met die 2 kindertjies maats gemaak, en die 2 pastore is weg en hulle of om iets te gaan doen en hulle het saam met 'n vriend gery, hulle het nie 'n kar van hulle eie nie, maar hulle het saam met 'n vriend, 'n ander pastoor wat so 'n vervalle karretjie gehad het hulle gery en die kar het gebreek en hulle kon nie huis toe kom nie. En die seentjie was oor sy pappa verskriklik erg. En hy het gebid en gebid dat die Here tog die kar moet laat regkom sodat hulle kan terugkom. En toe een dag, toe bid hy, ek het nou al die Urdu taal wat hulle praat, so al 'n bietjie baas geraak, so kon die kereltjie se gebed volg. Toe bid hy vir die Here iets soos: Here, U is so groot en ek is so klein. Ja. Ek kan ons nou nie,
u moet mos nou, liewe land, weet soort van kom er daarmee, u is so groot en ek is so klein. Kan jy dit nie raak sien nie en dan net doen wat ek vra nie, asseblief. En toe kom die kar reg na kom huis toe. En maar dit was vir my, ek het die hele tyd as ek bid het ek altyd hierdie Pakistaanse seentjie se woorde in my gedagtes. Here, U is so groot en ek is so klein. Kyk in die psalms is daar mos nou wat ons wat in die teologiese wêreld genoem word pleitgronde. 'n Grond waarop jy pleit, wat jy weet God se hart sal roer. En daarom al is jy nie arm en ellendig nie, weet jy dat armoede en ellende God se hart sal roer. Daarom sal jy in baie van die psalms kry, ek is arm en ellendig, Here, ontferm U tog oor my en doen dit aan my. Dan sê die ouens wat nou die wêreld en die tyd ken, sê daai arm en ellendig is dalk nie heeltemal presies net so nie, maar hulle weet, dit sal God se hart raak, want hy kan nie dit oorleef as iemand arm en ellendig sê, hy wil dadelik help. Mooi, Here Jesus, ek is klein, swak, onkundig en onrein. Ja. Laat my groot word tot U eer, laat my daagliks van U leer. Ja. En dan is eintlik so gebed, o Here, neem my, o Here, leer my, o Here, vorm my. Ja. So dis eintlik, dis so 'n kinder, dis daai gebed, né? Dis daai mooi gebed. Dis daai gebed. En dit is 'n gebed wat erkenning gee aan die grootheid van God, aan my kleinheid en onvermoëns, aan die diepe waarheid oor my lewe, dat hy my gemaak het om aan sy hand te hou terwyl ek deur die lewe loop. Hy het my nie gemaak om sonder hom deur die lewe te loop. Okay, en dan sê ek amen, en dan stap ek by die deur uit. Maar weer eens, dan lyk die lewe baie anders. Dan is jy deeglik bewus van wat jy kan doen, wat jy nie kan doen nie, maar wat jy ook kan saam met jou dra is die vrede. Hierdie God, dis nie dat hy omgee nie, dat hy nie omgee nie, hy gee om. Hy gee so dit verander ons gesindheid, want weer eens, ek dink ons groot kwessie is, dat ons te sterk is. Dat ons eie wil geskied. Want as hy vir ons leer om te bid, Heer, laat die wil geskied. So die gebed is minder van myself en meer van God en dit wat nou hierna gebeur. Wat nie die geval sou gewees as jy nie gebid het nie. Want dan sou jy daai oggend ingegaan het en gedink het, jy moet self. Nee, of my ego is baie sterk, jy weet, ek kan dit doen. Of ek het nie iemand anders nodig nie. So kyk net hoe verander 'n gebed byvoorbeeld net die gesindheid wat ons dan nou waarmee jy lewe. Ja, ek sing nou, ek sing baie oggende. Vanmôre het ek nou weer oor dit gesing, doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U pottebakker, ek die klei. Vorm en maak my net soos U wil. Daardie woorde, en ek wil amper sê, ek het nou gister by 'n vrou gesit in die hospitaal. Haar kanker is nou redelik onlangs ontdek en hulle het nou nog nie kans gehad om daarmee vrede te maak nie, en as ek die spulletjie so lees, dink ek sy gaan dalk sukkel om dit te maak. Maar, en ons het oor die goed gepraat, maar toe ek nou daar wegstap, toe dink ek moes haar eintlik gevra het, kom ons twee sing saggies, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. En dan wat vir my so mooi is, Kalski, ek vang jou nie rede, is net weer 'n storie wat ek onlangs gehoor het van 'n persoon wat oorlede is, soos die vrou vertel oor hoe hy elke aand kniel voor die bed. Hy het geleer kniel as 'n kind. En ons leer ons kinders, jy moet kniel en met jou hande so vou. En jou oë toe knyp. Ja, en jou oë toe knyp. Ons leer dit vir ons kinders en dan doen ons dit later nie meer nie. En net daai houding ook, né? En partykeer in die Ou Testament, hulle maar net plat op hulle gesigte gelê op 'n grond, né? Maar weer eens die houding, miskien is ons bietjie te hoog om te praat. So dit bring jou net 'n bietjie terug na selfs 'n houding net om te sê, ek is regtig afhanklik. Nou wonder ek hoeveel van ons gebede geskied uit die agtergrond van regte afhanklikheid.
Ja. Kyk, dis mos nou maar 'n les wat ons oor en oor moet leer en tot die dag van ons dood sal bly leer, en dit is sonder my Kan julle niks kan doen. julle niks Ja. doen nie. So net die besprekingsvraag, is gebed vir jou 'n swaar verpligting of die noodsaaklike lewensasem waarsonder jy jou geloof en jouself nie kan oorleef nie?